Geliefdes, ons toetrede psalm tot vanmôre se erediens is die baie bekende Psalm 84. Ons sing daar strofes 1 en is die ou bekende Tosius beruiming. Psalm 84, strofes 1. Baie dankie. Geliefdes, die Bybel leer ons, dit gaan goed met die mens, vir wie die Here se huis 'n tuiste is en hulle krag al daarin hom vind. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit Gesang 393, strofe 1 en 4. Leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God.
Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man, of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 389, strofe 2. Broers en susters, nou dat ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing uit Gesang 451, strofe 1, 2 en 3.
Gemeente, ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak. En ons gaan saam lees daaruit die evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 26. En ons gaan saam lees daar vanaf vers 47 tot en met vers 56. In die Kanselbybel is dit op bladsy 44 en ons gaan saam lees daar in die 2020 vertaling. Maar voordat ons saam lees, terwyl ons so sit met die Here se woord geopen, kom ons sluit ons oë in gebed. Here, ons Here, die Almagtige, die gans andere, die Skepper van die hemel en die aarde, die lewende God wat mens geword het en onder ons kom woon het, die lewende God wat ook sy Gees gestuur het om ons te lei in die waarheid en te vertroos in ons swaar kry. Vader, ons dank U dat ons die voorreg het om U te kan aanbid. Die voorreg het om na U woord te kan luister, en so bid ons, Heer, dat U ook in hierdie oggenduur en by hierdie erediens ook U woord vir ons sal ontsluit. Here, U ken elkeen wat vanmôre hier teenwoordig is, U ken elkeen wat vanmôre ook inluister, U ken elkeen se hartklop, elkeen se omstandighede, elkeen se blydskap, elkeen se hartseer, elkeen se bekommernis. Vader, ons bid dat U woord elkeen sal aanspreek, elkeen tot ander insigte sal bring, en dat elkeen van ons weer ons geloof sal bely, met die wete, ons is in U hande. Vader, ons dank U vir daardie reën wat daar buite uitgesak het en nog steeds uitsak. Maar ons bid ook vir daardie deel in ons land waar dit warm en droog is. Ons dank U, Heer, vir vrede en kalmte ook in ons lewens. Maar Heer, ons bid ook daar waar daar oorlog en haat en nait is. So bid ons ook, Heer, vir kalmte en vrede in hierdie wêreld. Ons bid, Heer, dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat U die Here is. Vader, ons bid ook dat U met U kerk sal wees oor U skepping heen, in die besonder ook daar waar U kerk vervolg word. Ons bid vir beskerming, ons bid vir behoud, ons bid vir die waarheid van U evangelie, dat dit sal seëvier. Maar Vader, ook in ons menswees, pleit ons ook vir die vergifnis van ons sondes. Want Heer, ons doen so baie kere na die menslike wil. Ons pleit, bring ons tot inkeer, dat ons sal bly soek na die wil van die lewende God. Vader, dit bid ons, nie omdat ons dit verdien, maar ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees nou saam daar vanaf vers 47. Jesus was nog besig om te praat, toe Judas, een van die 12, skielik daar opdaag. Saam met hom was daar 'n groot menigte met swaarde en knippels gestuur deur die leierpriesters en familiehoofde van die volk. Sy verraaier het vir hom 'n teken gegee, het vir hulle 'n teken gegee. Die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het dadelik na Jesus gegaan en gesê, gegroet Rabbi, en hom gesoen. Jesus het vir hom gesê, vriend, doen waarvoor jy hier is. Toe het hulle nader gekom, Jesus gegryp en hom gevange geneem. En skielik het een van die saam met Jesus na sy swaard gegryp en dit uitgetrek. Hy het die slaaf van die hoofpriester getref en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, berei jou swaard op sy plek, want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard omkom. Of dink jy nie, ek kan maar net my Vader aanroep, en hy sal dadelik meer as 12 legioene engele tot my beskikking stel nie? Maar hoe sal die skrifte dan vervul word wat sê, dat dit so moet gebeur? Op daardie oomblik het Jesus vir die menigte gevra, het julle soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en knippels om my gevange te neem? Dag na dag het ek op die tempelterrein gesit en onderrig gegee, en julle het my nie gevange geneem nie. Maar dit alles het gebeur, sodat die skrifte van die profete vervul sou word. Daarop het al die disippels hom in die steek gelaat en
gevlug. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing daaruit Gesang 387 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2. Gemeente, die teksverse vir oggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons gelees het en daaruit vers 50. Jesus het vir hom gesê: "Vriend, doen waarvoor jy hier is." Toe het hulle nader gekom, Jesus gegryp en hom gevange geneem. Hierdie gedagte: vriend, doen waarvoor jy hier is. Die 33-53 vertaling vra die vraag: vriend, waarvoor is jy hier? Die rede vir die verskil in hierdie twee vertalings is omdat die 33-53 vertaling 'n ander grondteks, met ander woorde 'n ander Griekse teks in die Matteus gebruik het. Die 83 vertaling en die 2020 vertaling se teks word dan so vertaal met: vriend, doen waarvoor jy hier is. Hierdie twee gedagtes is eintlik komplementerend tot mekaar. Hierdie twee gedagtes speel eintlik, of hierdie twee frases speel eintlik af in 'n mens se lewe. Daar vir vanmôre gevra sou word: waarvoor is u hier vandag? Waarvoor leef u? Waarvoor werk u? Met ander woorde, wat is u doel in die lewe? Wat is dit wat u laat opstaan en laat aangaan? Sal elkeen van ons baie mooi en antwoorde gee, netjiese antwoorde. Kom ons noem dit nou maar Christelike antwoorde, om 'n verskil te maak, om vir my gesin te sorg, om met die Here se woord gekonfronteer te word, om versterk te word in die geloof. Maar geliefdes, die toets kom wanneer ons in ons lewens in 'n hoek gedryf word. Wanneer ons net eenvoudig moet optree, moet reageer. Dan kom die tweede gedagte aan die orde: doen waarvoor jy hier is. En broer en suster, daar is baie keer in mense se lewens so groot verskil tussen hierdie twee gedagtes. Want as ons in die lewe die geleentheid het om 'n antwoord te kan voorberei, dan is dit maklik om reg te praat, ja, selfs reg te doen. Maar op daardie oomblik wat jy in 'n hoek gedryf word, dan doen ons baie kere anders as wat ons sê. Dan doen ons anders as wat ons bely. En hierdie gedagtes bring ons dan by hierdie baie bekende gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, 'n gedeelte wat ons by 'n vorige geleentheid ook by stil gestaan het. Ons moet ook weer 'n bietjie gaan kyk na die agtergrond natuurlik. Hoofstuk 26 van Matteus is 'n hoofstuk wat baie inligting bevat. Daar gebeur baie dinge. Dit vind natuurlik plaas daardie laaste oomblikke voor die Here Jesus se kruisiging.
Eintlik vorm dit deel van die grootste gedeelte van die evangelie wat gefokus is op die Here Jesus se lyding, soos ons ook nou tans in ons kerklike jaar ook weer in herinnering roep, die lydingstyd van Jesus Christus. Nou weet ons, soos ook hierdie hoofstuk begin, kom die Here Jesus saam met sy disippels daar in Jerusalem aan. Dis die gebruikelike Paasfees of Pasga, soos dit ook bekend gestaan het. Dit was 'n ou Joodse gebruik, 'n tradisionele fees, en ons weet dat die volk van heinde en verre gekom het om hierdie geleentheid by te woon. Maar benewens dit was daar ook altyd hierdie hoop en verwagting dat die Messias sy verskyning sou maak tydens die Paasfees en dat dit daar sou gebeur binne in Jerusalem. En ons weet op daardie stadium het die Here Jesus ook al 'n redelike aanhang gehad. Baie mense het begin wonder, baie was selfs al oortuig dat hy dalk net die Messias kon wees. Maar ons weet ook dat die Here Jesus baie dinge gedoen het en baie dinge gesê het wat ook baie mense, en veral die Fariseërs aan die een kant en aan die skrifgeleerdes en die Joodse raad aan die ander kant baie ontstel het. Want hierdie Messias het nie voldoen aan die verwagtings en die eise wat hulle gestel het vir 'n Messias nie. Ons weet dat hulle geglo het dat hierdie Jesus moes wees soos 'n Dawid. Nou ons ken vir Dawid baie goed, ons weet van al die prestasies, ja ook van al die skandes, maar die fokus was natuurlik op Dawid se prestasies. Hy was die een koning wat dit reg gekry het om al die stamme te verenig. Hy was die een gewees wat hierdie militêre oorlogsmasjien op die been gebring het, en die wêreld was bang vir Dawid gewees. Hy het die een militêre sukses na die ander gehad, en daarom dan hierdie verwagting en hoop op 'n tweede Dawid. Maar nou weet ons dat die Here Jesus kom en doen dinge wat nie in ooreenstemming is met 'n militêre of 'n politieke leier nie. En op hierdie stadium hier in hoofstuk 26 was die godsdienstige hiërargie, kom ons noem hulle nou maar die leiers van die volk, en in die besonder die Joodse raad, nou redelik keelvol vir hierdie man uit Nasaret. Hy veroorsaak net vir hulle 'n klomp dramas, want ons moet maar daaraan dink dat baie mense hulle begin konfronteer het oor dit wat die Here Jesus hulle geleer het, veral uit die skrif uit. En baie van die dinge wat die Here Jesus geleer en gesê het, was in stryd met dit wat die Joodse raad daar gestel het. En so besluit hulle om van hom ontslae te raak. Maar hulle is baie versigtig, nie tydens die Paasfees nie, want op daardie stadium was hulle nog nie 100% seker hoeveel steun Jesus gehad het nie. En omdat daar so baie mense in Jerusalem was, kon hulle nie die risiko neem nie. Maar dan gebeur dit, dat een van die Here Jesus se 12 disippels met die naam van Judas by hulle opdaag. Nou hoe hy nou geweet het, weet ons nie, maar hy gaan besoek hulle, hy is besig met hulle te onderhandel, hy kyk of hy nie iets nog vir homself daar kan stel nie, want hy besef, Judas moes 'n redelike baie intelligente mens gewees het. Hy moes 'n situasie kon opsom, oor bepaalde redes. Maar hy het sekerlik op daardie stadium besef, dat hierdie Jesus, vir wie hy gedien en gevolg het, nie die militêre leier gaan wees, waarop so baie gehoop het nie. En hy het begin glo nog voor Petrus hulle heel waarskynlik, dat hierdie man inderdaad gaan sterf. En daarom probeer hy iets in die proses vir homself daar te stel. En hy kom by hierdie Joodse raad, en hy onderhandel met hulle, en sê vir hulle moenie bekommerd wees nie, hierdie man se volgelinge is nie so geweldig nie. Hy preek vrede, hy is maar baie passief, so, en hy gee natuurlik vir hulle ook maar die Here Jesus se gewoontes deur, want hy het geweet wat die Here Jesus se ritme was, as hy in Jerusalem gekom het. En daarom het hy vir hulle gesê, hy sal vir hulle die geskikte plek uitwys, om hierdie man in hegtenis te neem. Nou, ons moet 'n bietjie stil staan by Judas. Judas lees ons nie vreeslik baie van nie. Trouwens, ons lees eintlik niks van Judas nie, behalwe toe hy nou geroep was. Maar tot en met hoofstuk 26, die Matteus evangelie en ook die ander evangelies, word daar nie vir ons baie oor Judas gesê nie, behalwe dat hy die beursie-draer was. Met ander woorde, hy was die tesourier, die kassier sou ons kon sê, van daardie disippels. En so man moes daarin betroubaar gewees het. Ons moet nou ook daaraan dink, dat ou Matteus, ou Leef, die tollenaar ook een van die disippels was. Nou, hulle sou nie vir hom die beursie gegee het nie. Ons weet dat daar ook maar baie spanning en ongelukkigheid was rondom Matteus, want ons weet die tollenaars was maar gehaat onder die Jode. En daarom kom Judas na vore.
So almal moes met Judas gemaklik gewees het. En Judas was heel waarskynlik 'n baie stil persoon, maar 'n persoon wat 'n bepaalde indruk gelaat het. Daarom vertrou hulle hom. Hulle het nie 'n probleem met Judas nie. Maar soos ons reeds gesê het, was Judas heel waarskynlik die man gewees wat 'n situasie kon opsom, en hy was 'n man wat kon planne maak. Hy kon vinnig optree. Nie soos ou Petrus wat impulsief was nie. En dan, geliefdes, lees ons hier in hoofstuk 26 waar die Here Jesus dan na Betanië gaan, die baie bekende gebeurtenis waar hy gesalf word. En is hier ook waar ons Judas hoor, waar Judas beswaar aanteken. En dalk ook heel legitieme beswaar, hierdie dier nardesolie wat vermors word, onmiddellik maak hy som en sê, maar daar kon soveel mense daarmee gehelp geword het. Maar aan die ander kant sien ons ook hierdie verandering in Judas se karakter. Hy begin stelselmatig te draai teen die Here Jesus. En dan, geliefdes, lees ons waar hulle dan die Paasfees vier, en is by daardie geleentheid, voor die instelling van die nagmaal, wat die Here Jesus dan vir Judas waarsku. Hy sê, een van julle wat my gaan verraai. En dan kom ou Judas en sê sy, miskien ek, Rabbi. En dan sê die Here vir hom, jy het dit gesê. En dan gaan die Here verder, en dan vra die ander, wie kan dit wees? Dan sê, dis die een wat die brood, wat sy hand saam met my hand in die skottel gesteek het, gewone basiese tafelmaniere, en so word Judas ook weer ontbloot. Die ander weet nie presies wie dit is nie, want hulle het nie so opgelet nie, maar Jesus en Judas weet, hulle kyk mekaar in die oë, en die Here Jesus waarsku vir Judas. Hy sê vir my, het sal beter wees as jy nie eens gebore was nie. Kom tot ander insigte, ek weet waarmee jy besig is. Maar helaas, Judas gaan voort. Na die instelling van die nagmaal, en ons weet die Here Jesus dan Judas ook nagmaal bedien, lees ons wat die Here Jesus hulle dan gaan na Getsemane toe, wat 'n gebruik was, as ons die ander evangelies ook lees en bestudeer. En is op hierdie oomblik wat Judas heel waarskynlik nou weggeraak het, en hierdie tempelpolisie gaan haal het. Want hulle het natuurlik opgetree in opdrag van die Joodse Raad. Interessant, of ook bekend as die Sanhedrin, is dat die Romeinse owerheid het die Jode die geleentheid gegee om hulle interne sake relatief onafhanklik te kon hanteer en te kon behartig. En so die Joodse Raad of die Sanhedrin dan bepaalde magte gehad om interne sake te hanteer, in die besonder wat van godsdienstige aard was. En hier was 'n man gewees wat godslasterlik opgetree het. Hy het onmin en risie veroorsaak onder die volk, en daarom het hulle gedink dit sou die geskikte geleentheid wees om dan van hom ontslae te raak, aangesien Judas dit dan vir hulle eintlik op 'n skingbord aangebied het. En so stuur hulle dan hierdie mag, hierdie tempelpolisie met 'n klomp hulppolisie, ons kan ook maar sê dat tipe van 'n reserviste, en ons lees hier, hulle was bewapen met knippels en swaarde, en soos ek reeds gesê het, die Romeinse owerheid het vir hulle hierdie mag gegee. En nou kom hulle daar in Getsemane aan, en hulle het selfs vir ou Malchus, die hoëpriester, sy privaat sekretaris gestuur, natuurlik nou met hierdie aanklagstaat, hierdie arrestasiebevel, om die Here Jesus in hegtenis te neem. Aan die een kant alles wetlik, soos wat aan hulle toegesê is, maar aan die ander kant ook maar 'n ernstige vraag gevra kon word, want ons weet ook binne die Joodse reg was daar ook die gedagte dat dit nie in die donker moes plaasvind. En hierdie is 'n gebeurtenis wat plaasvind in die donker. Is nog steeds hierdie ongemak by die Joodse Raad, asof hulle so agteraf probeer, en dan weet ons ook al die Here Jesus gevat na Annas en later na Kajafas, en op die einde van die dag dan kom hulle tog wel by die Romeinse owerheid aan, maar dit geskied dan in die dag, maar hier in die aand, hier agteraf, hier in die duisternis is hulle besig met hierdie bose planne van hulle. Maar dan, geliefdes, wat daar gebeur, nou kom Judas, en hy gee die Here 'n soen, 'n kus, sou ons sê. Dit is 'n kus van eerbied, respek, en hy spreek die Here Jesus aan as Rabbi, leermeester, wat daarop dui dat hierdie man het die hoogste respek en agting gehad vir hierdie leermeester, vir Jesus Christus. Maar nou weet ons ook, soos iemand by geleentheid geskryf het, dat woorde en optrede getuig nie van 'n hart wat rein en positief is nie. Want ons weet wat Judas se bedoelinge was. En dan kom die Here Jesus.
En hy vra vir hom hierdie vraag, soos die ou vertaling het sê, vriend, waarvoor is jy hier? Wat die Here Jesus inderdaad vir hom gevra het, maar nie ook net daar nie, by 'n vorige geleentheid, onthou by die Paasmaaltyd, het die Here Jesus het in soveel woorde vir hom ook gesê, hy konfronteer hom, laat hy werklik kognitief rasioneel moet nadink oor wat hy nou gaan doen. Waarmee is jy besig? Dink mooi. Die ander kant is ook waar, dat die Here Jesus het presies geweet wat in Judas se hart leef. Hy sê dit in die voorafgaande gedeelte, kyk, die een wat my verraai is hier naby. Hy weet hoekom Judas daar is. Dan ook die gedagte, vriend, doen waarvoor jy hier is. Jy gaan nie nou omdraai nie. Jy gaan nie verander nie. Die tragiese is, dat Judas inderdaad doen waarvoor hy hier is. En nou kom die vraag altyd, nou maar, waarom het Judas nie geluister nie? Judas het soveel geleenthede gehad om tot inkeer te kom, om te herbesin. Aan die ander kant het Judas ook maar in baie opsigte ook nie veel anders opgetree nie, want ons lees in dieselfde gedeelte dat die ander disippels die Here Jesus in die steek gelaat het en weggehardloop het. En ons weet ook van nou Petrus, soos Johannes Evangelie ons leer, wat ook sy swaard uitgepluk het en Malchus se oor afgekap het en eintlik die situasie eintlik net bemoeilik het, maar dat die Here Jesus dan ook die man help en sy oor genees. 'n Baie moeilike situasie, maar tog 'n baie interessante en 'n belangrike gebeurtenis, wat ook eintlik 'n spieelbeeld is vir elkeen van ons. Want jy sien, broers en susters, daardie oomblik toe Judas daar opdaag, toe doen hy wie hy werklik is. Ten spyte van wat die Here vir hom gesê het, ten spyte van al die waarskuwings, ten spyte van sy samesyn met sy mede-disippels, ten spyte van alles wat hy oor meer as 3 jaar saam met hierdie groep mense beleef het. Onthou, Judas het 'n klomp dinge gesien, 'n klomp dinge gehoor. Ten spyte van dit alles, doen hy nog steeds waarvoor hy daar is. En nou kom die vraag, maar waarvoor was hy daar? Antwoord sou wees, hy was daar om die Here Jesus te verraai en uit te lewer. Ja, aan die een kant is dit waar, maar ook nie heeltemal. Want jy sien, soos ons gelees het hulle reeds besluit om die Here Jesus in hegtenis te neem. Hulle het gesoek na 'n geskikte plek. Hulle het nie werklik vir Judas nodig gehad nie. Jy sien, broers en susters, Judas was daar vir homself en sy eie belang. Dis waarom hy met hierdie Joodse raad gaan onderhandel. Want hy sien dat hier kom moeilikheid. En daarom maak hy planne om homself staande te laat bly. En ook na die tyd, interessant, ons weet die gebeure, waar Judas kom en hy die geld wil teruggee en hulle hom eintlik dan wegjaag. En dan moet ons die fout maak om te dink, arme Judas het nou werklik berou gehad. Nee, die probleem met Judas is, dat sy plan om homself te handhaaf, het nie geslaag nie. Want die disippels wou hom nie teruggehad het nie. Hy het hulle reeds afgeskryf. Hulle was vir hom 'n verlore saak. Die Here Jesus was vir hom 'n verlore saak. Hy is iemand wat sou sterf. En die Here Jesus het reeds gesterf. En hy het nie geglo in die opstanding en die lewe. Dit het nie vir hom sin gemaak nie. En nou kom hy by die Joodse raad en hulle jaag hom ook weg. Hulle sien hom inderdaad wat hy is. Iemand wat net omsien na homself. Hy's 'n verraaier. Hulle wil hom nie by hulle hê nie. So wat word nou van Judas? Waar gaan hy inpas? Wat se toekoms het Judas nou? En daarom dat hy dan ook sy hand in sy eie lewe slaan, want hy sien dit as die enigste uitkoms. Want hy was net gefokus op homself. Nou broer en suster, daar is ook natuurlik die ander kant. Ons sien dit natuurlik by ou Petrus ook. Petrus wat in baie opsigte nie verskillend was nie, en die ander disippels ook nie. Maar onthou toe Judas daar in die tuin van Getsemane kom, toe kyk die Here Jesus hom in die oë. En hy sê vir hom, vriend, doen waarvoor jy hier is. Dieselfde scenario sal later afspeel tussen Here Jesus en Petrus, waar die Here Jesus hom ook in die oë sou kyk. En dan lees ons, Petrus het geknak. Hy het bitterlik geween. Hy kom tot 'n skuldbelydenis en later gaan val hy voor die voete van die Here neer. En die Here herstel hom in die amp.
Want jy sien, Petrus het besef dat hy die Here nodig. Hy kan nie op sy eie nie. 'n ander voorbeeld in die Bybel, en daar's baie voorbeelde. Die een voorbeeld wat by 'n mens opkom, natuurlik is die gebeure rondom Dawid. En jy sal onthou dat die woord getuig waar die Here gesê het, Dawid was 'n man so na die Here se hart. En ons verstaan dit baie keer in terme van Dawid se prestasies, want Dawid was een van die groot konings gewees. Daar was nie een weer na hom nie. Salomo was ook nie sy pa se kind nie. Hy het nie gedoen wat sy pa bereik het nie. Hy het eintlik die volk maar eintlik in die afgrond ingelei. Saul weer aan die ander kant, so ons eintlik kon vergelyk met iemand soos 'n Judas. Hy was daar vir homself. Maar Dawid, wat het Dawid anders gemaak? As Nathan die profeet daar by Dawid instap, en hy vertel vir Dawid daardie verhaal, jy sal dit onthou, dan is Dawid die een wat opspring en sê, daardie een moet boet vir wat hy gedoen het. En dan sê Nathan vir hom, maar Dawid, dit is jy. Wat doen Dawid? Dawid kom nie met 'n klomp verduidelikings nie, en Dawid kon met 'n klomp verduidelikings gekom het. Hy kom vir Nathan gesê, man, jy was nie daar nie, jy weet nie wat gebeur het nie. Jy weet nie wat ek my bevelvoerder, wat was die opdrag wat ek my bevelvoerder gegee het nie. Jy maak afleidings, ek het nie Uria gestuur nie. Hy het ook gesê, man, maar daar was huweliksmoeilikheid tussen Batsheba en haar man. En ek het nie gesê sy moet daar op die dak gaan bad nie. Ja, hy kon 'n klomp verskonings gehad het, 'n klomp verduidelikings. Dawid was in 'n posisie waar hy van Nathan ontslae kon raak. Hy kon Nathan verklaar het as 'n valse profeet. Hy kon Nathan laat doodmaak het. En niemand sou hom bevraagteken het nie, want hy was die koning. Maar Dawid doen dit nie. Hy staan op en hy sê, dit is ek. Hy antwoord die vraag, waarvoor is jy hier? Hy kon baie antwoorde gee. Maar op die einde van die dag is hy hier om die Here te dien. Om sy skuld voor die Here te bely en ook die verantwoordelikheid te aanvaar vir dit wat hy gedoen het. En daarom dat Dawid ook aan die einde van sy lewe vir Salomo kon sê, bly by die Here, soek na die wil van die Here. Dis waarvoor jy hier is. En dit, geliefdes, is die verskil. Judas was daar vir homself. Hy het gedoen waarvoor hy hier is. Alles wat hy gedoen het, het hy gedoen in sy eie belang, om homself te handhaaf. Die einde daarvan is tragies. Maar as jy die vraag beantwoord, waarvoor jy hier is, en jy besef, dit is hier om die Here te dien en te soek na die wil van die Here, en ook in daardie swakheid en tekortkominge en foute wat jy maak, ook jou tekortkominge en foute te erken, dit te bely, dan kom die Here en hy herstel jou. En dis die twee groot groeperings wat ons in die Bybel raak. Dis vandag eintlik maar die twee tipe mense wat ons vandag maar nog steeds raakloop. Alle fasette van die samelewing. Daardie vraag, waarvoor is jy hier, is 'n baie belangrike vraag, wat elke mens beantwoord. Maak nie saak nie, jy beantwoord hom. Soek jy na die wil van die Here, of gee jy gehoor aan jou natuur, aan jou sondaar wees? Tree jy op in jou eie belang? Jy weet, geliefdes, die volk soek 'n tweede Dawid. En hulle het 'n tweede Dawid gekry. Die militêre en politieke Dawid nie. Maar hulle kry die Dawid wat opstaan en sê, dit is ek. Die Here Jesus word inderdaad 'n Dawid. Hy is soos 'n Dawid, want hy staan op en hy sê, ek neem die sondes en die skuld van hierdie wêreld op my. Dit is ek. Ek is die skuldige. Ek stap hierdie lydingspad. Ek gee my lewe vir hierdie mense. So ja, die Here Jesus was inderdaad 'n Dawid gewees. Die tragiese is dat Judas, en so baie soos Judas, dit nooit sou insien. En daarom, broer en suster, het ons ook maar altyd hierdie stryd in ons, hierdie vraag
leef ook maar elke dag in ons harte. Vraag wat ons onsself elke dag maar weer moet afvra, waarvoor is ek hier? En dis 'n vraag, broers en susters, waarmee ons erns moet maak. Want as ons nie erns daarmee maak, gaan ons doen waarvoor ons hier is, om te sien na onsself. Maar as ons met die vraag besig raak, waarvoor ons hier is, en ons raak besig met ons Skepper, met ons God en met sy woord, dan soek ons na die wil van die Here. Dan besef ons is sondaars, ons bely ons skuld, en ons dank die Here dat ons weet, hy was die Dawid wat opgestaan het ook vir my skuld en gesê, dit is ek. Mag ons ook in hierdie lydingstyd en ook met die pad wat ons stap na Goeie Vrydag, dit ook weer besef, dat die Here in ons plek gesterf, dat hy inderdaad vir ons soos 'n Dawid was, dat hy opgestaan het. En mag ons met hierdie vraag leef elke dag, waarvoor ons hier is, en mag ons dit beantwoord in die geloof. En mag ons met onsself ernstig besig wees, dat ons nie sal doen waarvoor ons hier is nie. Nie sal gehoor gee aan ons menslike natuur nie, maar sal gehoor gee aan ons goddelike roeping. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, ons plaas onsself so maklik teenoor 'n Judas. En tog is daar maar 'n Judas in elkeen van ons. Ons word ook met die vraag gekonfronteer, waarvoor is jy hier? Maar ons antwoord so baie kere, dat ons doen waarvoor ons hier is. Ons tree so baie kere op in eie belang en ons probeer onsself te handhaaf. Maar daar kom oomblikke in 'n mens se lewe waar 'n mens gekonfronteer word. Mag dit so wees, Here, dat as daardie oomblikke kom, ons soos 'n Dawid ons skuld sal erken en ons verlossing nie in onsself nie, maar in Jesus Christus sal vind. Maar Vader, U weet, dis nie 'n proses waartoe ons self in staat is nie. Ons is maar baie kere maar daar om onsself te handhaaf. Want dis hoe die wêreld ons leer, dis die oorlewing van die sterkstes. Ons kan nie erken nie. Ons kan nie om verskoning vra nie, want dit dui op swakheid. Nee, dit dui op afhanklikheid van ons Verlosser Jesus Christus. En daarom dank ons U, Here, dat ons U mag ken. Dank ons U, Here, dat ons weet U is ons Verlosser. Dat U in ons plek opgestaan het en gesê, dit is ek. Mag ons elke dag hierdie vraag in dankbaarheid beantwoord in ons denke, in ons spreuke en in ons dade. Ons bid, o Vader, hou U hand oor elkeen uitgestrek vanmôre wat hier is en wat inluister. Ons bid in die besonder vir ons broers en susters wat in hospitale is en wat aansterk na mediese behandeling. Ons bid, Heer, vir troos vir hulle wat hartseer is en in rou is oor die vooruitgaan van geliefdes. Maar ons dank U ook, Heer, vir die mooi van die lewe, vir die genade, liefde en sorg. Ons bid, Here, hou U hand oor ons uitgestrek en ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons sing nou weer saam uit Gesang 387 en ons sing nou saam die laaste twee strofes, strofes 3 en strofes 4.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.